Sê, goeiedag, as ons weer lekker begin, weer saam, by mekaar, en so ek laas keer gesê het, nog so vir so rukkie, dan gaan ons dit dalk direk van die kerk af kan uitstuur, as ons dit reg kry, maar intussen doen ons dit so ook, en wil ons ook weer eens vir ons eie lidmate ook sê, dat is so lekker Sondag, dit is heel wat hier gewees, en ons wil net nog meer ook terug hê by die kerk, en dat hulle kan saamkom, die dinge is in plek, en het is ook lekker om so saam te wees, by die erediens ook, maar dan, jy weet, om die Here te loof en te prys, maar intussen dan geniet dit so, en dankie dat julle inskakel ook. Ek het nou nie name vir verjaar staan nie, maar geluk aan almal wat verjaar, die week en die week wat voorlê, huweliksherdenkings en so meer, so baie geluk daarmee, en dit mag het ook 'n geseënde tyd wees. Sympathie ook dan met oom Dan van der Merwe, met die afsterwe, is hy en sy familie met die afsterwe van sy dogter Elsabie, wat nou tydjie lank siek was met kanker, en haar roudiens was dan nou Vrydag gewees, en ook baie sterkte vir hulle. Ons gebedsthema vir die week is, Here my God, deur U inwonende Gees het ek 'n dieper begrip van die lewe, ek loof en ek dank U daarvoor. En die teks is Spreuke 20 vers 21 tot 30. Voordat ons nou met die woorde begin, kom ons sing lekker saam in lied 4, 5, 6. Dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis, daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons, daarom kan ons ook ander bemoedig, wat self in die moeilikheid is en deur moeilike tye gaan. Wat 'n wonderlike belofte, wat 'n wonderlike woord dat ons kan hê, om te kan weet, dat ons kan mekaar bemoedig, soos wat Jesus vir ons ook kom bemoedig en versterk. Kom ons sing ook daarom nou lekker saam 'n loflied, lied 177, aanbiddingslied, wat ons ook saam sing. Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en
Heiland Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, ons sê vir U dankie dat ons tot U kan nader, dankie dat ons saam kan bid, U naam kan groot maak, dat U by ons is, met ons is, U vir ons goed is, en Here, dat U vir ons sorg. Ons sien uit om verder te luister na die woord, en waar ons as kinders ook by mekaar kom nou, en sit en luister, ook met afwagting by mekaar te wees, rondom U woord, en dit die boodskap wat U vir die kinders ook wil bring, en ek weet, soos wat ons na ons kinders daarna luister ons as groot mense ook graag, en leer ons ook, en hoor ons ook, en besef ons ook, wat U vir ons beteken, en wat U alles vir ons doen. Ons dankie daarvoor, en ons bid dit alles in die wonderlike naam vir Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou ja, vir die kinders wat daarna by die huis by mekaar kom en sit, na die kindermoment luister, ons themaatjie vanoggend is rusplek, en waaroor dit gaan is dat die Here, soos wat hulle deur die woestyn getrek het, onthou ons nou by Israel, wat deur die woestyn trek, en die Here vir hulle help, om 'n verhouding met hom te bou, met mekaar te bou, en ook met hierdie trekkery altyd te onthou dat die Here daar is, dat as hulle moeg raak of moedeloos raak, na 'n lang dag, kan ervaar en besef die Here is daar en hy is goed vir hulle, en hy sorg vir hulle. En so lees ons in Eksodus 25 van die tabernakel wat gebou is, die verbondstent, of die tent van ontmoeting eintlik, wat gebou is, wat toe later, toe hulle in Israel was, die land Kanaan ingeneem met Israel, Jerusalem, het Dawid mos vir Salomo opdrag gegee om die tempel te bou, wat op dieselfde prinsip was, plek van aanbidding, plek waar hulle kom by mekaar kom. En ons lees daar in Eksodus 25 vers 1 tot 9, hoe die Here vir Moses opdrag gee, dat hulle die tabernakel moet bring, en dat almal vir hom offergawes daar moet bring, en dan sê hy ook wat alles moet saamgaan, die klere blou pers, en bloedrooi wolstof, linne en bokhaar, en so meer, dat alles gebruik moet word, om vir die hoëpriester klere te maak, en dan ook later om die tabernakel vers 8, dat hulle heiligdom moet oprig, waar die Here tussen hulle kan woon, en hulle hom kan aanbid, en dan in die tabernakel is daar dan natuurlik verskillende toebehore, en dinge wat, simbole, voorwerpe ensovoorts, wat vir hulle sekere betekenis gaan hê, waaroor ons dan nou ook gaan gesels oor. Maar nou wil ek eers vir jou vra, as jy nou kan onthou, toe jy nou in die kerk, as jy nou in die kerk was, en jy sit so in die kerk, en jy kyk rond in die kerk, en jy nou onthou, dan sien jy hier waar ek nou staan, hier in my regterkant sien jy, daar nou op die kamera nie, maar is byvoorbeeld die doopvont. Hier agter is mos 'n kruis op. As jy so in die kerk sit, dan sien jy tekens van God se goedheid, God se beloftes, ons sien die nagmaalstafel, ons onthou dat Jesus vir ons gesterf het. Jy sien verskillende simbole, miskien is daar by julle in die huis 'n simbole, 'n kruis, of 'n nagmaalbekertjie, of ietsie, 'n bekertjie wat jy laat dink aan die nagmaal, of iets van die aard, wat vir jou sê, Jesus het hierdie dinge vir ons doen, God doen dit vir ons, en dit herinner ons daaraan dat hy by ons is. Nou net so was dit gewees met die verbonds, met die tabernakel ook, die tent van ontmoeting ook. Binne in hierdie tent was daar simbole, daar was voorwerpe gewees, en hierdie voorwerpe het vir die Israeliete sekere dinge gesê, het hulle herinner aan sekere dinge wat God vir hulle doen. En kom ons gaan so 'n bietjie daarna kyk, ons gaan ook vir die volgende paar Sondae, gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Nou, een van die dinge wat ons sien wat daar is brood, en as ek nou vir jou vra, waaraan laat brood jou dink? As jy nou dink aan brood, ja, dan dink jy aan kos, né? Iets om te eet as jy honger is, broodjie
ingesit word skool toe, wat ook al. En dit is so, nou op die tafel in die heilige, nou die tabernakel was so gebou, soos vir die tempel later gebou was, die allerheiligste met 'n voorhangsel waar waar God was, en net hy alleen daar was, en die hoëpriester alleen kon ingaan om te gaan offer, en dan was daar die heilige waar die mense kon kom om offers te bring, en by mekaar te kom, voor en dit, en daar was daar 12 broodjies gewees op die tafel, en die 12, laat ons dink aan die 12 stamme, die 12 familiegroepe van Israel, en het sê dat die Here vir hulle sorg. Hy sorg vir hulle, en dat hulle kan weet, dat hulle vir hom dankie kan sê, dat hy vir hulle sorg, soos wat brood vir ons kos is, so sorg die Here. En so kan ek en jy vandag ook, as ons dink aan brood, as jy 'n broodjie eet, kan jy dink dat Jesus die brood vir die lewe is, en dat hy vir my sorg, en dat hy vir my lewe gee, en God se woord ook soos brood is, wat ons eet, en vir ons krag kan gee, wanneer ons daarna luister. Die tweede enetjie was daar so goue kandelaar gewees, en die goue kandelaar het so 'n klomp, ek dink 7 kandelare gehad, waar jy kersies kon insit, en was op verskillende maniere versier, wat soos blomknoppe gelyk het, en kroonblare ensovoorts. En natuurlik daarin was olie gegooi, en is dit aangesteek met pitte, en dan brand dit soos kersies. En nou as jy dit sien, dan dink jy aan lig. En lig, sê die Bybel vir ons, die Here is soos lig. Hy is lig vir ons. Toe God geskep het, het hy eers gesê, laat daar lig wees. En daarop dink ons dat lig is goed. Die Here is goed. En lig skei die donkerte, die slegte dinge. Want baie mense doen mos kwaad in die aand as dit donker is, dan wil jy mos nou kwaad doen. Of is daar by die huis, as jy wil stout wees in jou kamer, dan gooi jy die kombers oor jou kop, hoop jy mamma en pappa sien nie as jy kwaad gaan doen nie, of met jou tablet of met jou selfoon speel en jy mag nie, sit die lig af, hoop ons hulle sien ons nie. En dis hoekom lig is daar om die donkerte te skei en die verkeerde dinge te weg te vat. En so kan ek en jy weet dat wanneer God in ons lewens inkom, hy soos lig, vat hy die donkerte weg, hy vat die sondes weg, en dis wat Jesus ook kom doen nie. Die Bybel sê ook vir ons, hy is die lig vir die wêreld, maar hy sê ook ons moet lig vir die wêreld wees. Ons moet ook vir ander mense na God toe lei. En dan was daar ook wierook gebrand in die tabernakel of in die tempel later, en wierook het ons nou 'n lekker aangename reuk, en so sê die Bybel vir ons, dat ons gebede vir die Here ook soos wierookoffers is, dit lyk lekker. Die Here luister graag na ons as ons bid, hy hoor graag as ons bid, en ons kan ook die Here loof en prys, en so gaan ons dan nou ook vir hom loof en prys, nie net deur gebed nie, maar deur 'n lofliedjie saam te sing. Ons sing die liefde van Jesus is wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het, is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam.
Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Wonderlik om so lekker saam te sing, saam die Here te loof en te prys. Jy kan jou Bybel oopmaak by 2 Korintiërs 4 vers 13 tot 5 vers 1. Ons gaan daar saam lees, 2 Korintiërs 4 vers 13 tot 5 vers 1. Natuurlik in die Nuwe Testament, net na Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs. Ons praat 'n bietjie oor geloof, wat geleef word, geloof wat word geleef. Gaan 'n bietjie daaroor gesels, ook so 'n paar fasette rondom dit. Nou 2 Korintiërs 4 vers 13, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. So sê Paulus hulle namens hom en die apostels, hy sê ons glo, ons het die gees van die Here in ons, daarom vertel ons mense van die Here en getuig ons van die Here. Gaan hy aan in vers 14, hy sê, ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, die dinge wat ons hier sien nie, né? Sê Paulus, maar op die onsigbare, op dit wat vir ons wag. Die sigbare dinge is tydelik en gaan verby, maar die onsigbare bly vir ewig. Dan in 5 vers 1 sê hy, ons weet dat, wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly vir ewig staan. So, wat 'n wonderlike stuk om te lees, gedagte dat ons kan weet dat in hierdie aarde is daar tydelike dinge, daar's baie dinge wat moeilik is, wat nie vir ons lekker is om te beleef nie, maar ons kan uitsien na die ewige lewe saam met God. Ons weet dat in hierdie aarde is dit soos 'n tent, dis maar tydelik, jy slaan hom op, hy gaan nie vir ewig daar wees nie, maar die hemel, waar God is vir ewig, die nuwe aarde en die nuwe hemel, sê die Here ook self in die woord, en beloof hy self, ek sal nooit weer vergaan nie, en vernietig kan word nie. Dis waarna ons uitsien. Nou baie keer kom ons begin nou eers daar by die punt wat ons sê, geloof word ook gepraat, en wil ek dan ook net sê, dat mense baie keer die Bybel wil verstaan as 'n boek met antwoorde vir elke probleem, vraagstuk en krisis. Jy weet, ander wil hê die Bybel moet soos 'n wetenskap handboek wees, wat ons verklaring gee oor hoe oud is die wêreld, waarom dinosourusse nie meer op die aarde is nie, wat het van hulle geword, ensovoorts, al daai snaakse dinge. Sommige mense probeer verhale soos Noag se ark en Jona reg of verkeerd verwys. Ek dink wat belangrik is as jy die Bybel gaan lees, is om dit te vertrek van die punt wat jy sê, dit is natuurlik God se woord, maar dat dit ook geloofsverhale is. Dat die Bybel gelowiges se boodskap is, se stories is, kom ons sê, soos 'n ware verhale, hulle ervaring met God, hoe God met hulle gewerk het, wat God vir hulle gedoen het, en dat hulle uit geloof uit hierdie verhale vertel en deel met mense. En in hierdie stories sien ons dan ook wie is God, hoe God omgee vir ons, wat wil God doen, wat is sy doel. Jy weet, ons sien ook dat God wil hê ons moet in 'n verhouding met hom wees, en ons moet in 'n verhouding met mekaar wees. Ons moet in 'n liefdesverhouding met God en met mekaar wees. Liefde uitleef, naaste liefde. Ons leer dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis en vir ons die ewige lewe gegee het, maar ons ook leer om te dien. So dis geloofsverhale waar hierdie mense hulle getuies kom aflê en kom sê, weet julle, dis wie God is. Dis wat God vir my kom doen het. Dis wat God vir ons kom doen het. Dis ook wat God vir julle wil kom doen, soos Paulus ook in 2 Korintiërs hier sê. Hy sê, ons vertel hierdie dinge sodat julle geloof kan toeneem en julle kan groei en julle sterker kan word. Ons sien onder andere dat Paulus daar in vers 13 verwys na Psalm 116. Jy kan dit graag daar by die huis bietjie gaan lees en self op die eie gaan lees. En dit is ook 'n geloofsverhaal wat getuig van dit wat God vir Israel gedoen het, van sy grootheid en hoe hy dit gedoen het.
waar die mense kom en sê, weet julle, kyk net wat doen God, wat het God gedoen, hier is ons getuienis, as jy wonder of God goed is, of God sorg, hier is wat hy vir ons gedoen het. En so kom Paulus, en hy sê, ek en die ander apostels kan hierby aansluit, ons kan ook kom, en ons kan hierdie geloof kom vertel, kom deel met julle. Ons kan ons storie met julle van geloof met julle kom vertel, en vir julle sê hoe goed God is, wat God kom doen, en hoe hy in ons lewens werk, en hoe hy graag weer eens in julle lewens ook kan werk. Paulus sê, omdat die gees van God, wat geloof in hulle harte bewerk het, juist daaroor in hulle harte bewerk het, kan hulle daar praat, en so kan ek en jy ook praat, en ons kan ons storie vertel, en ons kan getuig van wat die Here in ons lewens gedoen het. Ons kan getuig van Jesus Christus in die nuwe toekoms wat ons saam met hom het. En as ek en jy deur God se gees so verander en vernuwe is, dan praat ons geloof. Dan getuig ons van die dinge wat ons doen, van die hoop wat in ons lewe, al sou dinge duister lyk. Daar's die verhaal wat vertel word, is ook 'n ware verhaal, en dit word uiteindelik ook 'n geloofsverhaal in die Tweede Wêreldoorlog van Christian Reger, wat 4 jaar gevangenes was van die nasies gewees het in daai tyd. En Reger was 'n leraar van die beleidende kerk, wat onder leiding van Mater Niemöller en Dietrich Bonhoeffer Hitler teengestaan het. Hulle het eintlik openlik gegaan en Hitler teengestaan en gesê, ons kan nie hierdie tirannie, hierdie manier van doen, hierdie wreedheid wat hy het aanvaar nie, en ons sal 'n uitspraak moet maak, ons sal die mense wat onderdruk word moet help ensovoort. En hieroor is Reger dan onder andere ook, Bonhoeffer later ook, en ek dink Niemöller ook, gevange geneem, en Reger self is na Dachau toe gevat, na die konsentrasiekampe toe, waar hy die mense baie sleg behandel het, ondervra het, en so meer. En na sy eerste maand, sommer al, het Reger sy hoop in 'n liefdevolle God verloor. Luister hier, Reger sê, ek kan nie meer glo in 'n liefdevolle God nie. Hy sê, teen die perspektief, as 'n nasie gevangene, lyk die geloof eintlik heeltemal te groot. Dit lyk nie of dit waar kan wees nie. Tog in Julie 1941 gebeur daar iets besonders. Hy ontvang 'n brief van sy vrou waar sy aan die einde daarvan 'n Bybelverwysing gee, Handelinge 4 vers 26 tot 29. Nou kom ons kyk net gou wat staan in Handelinge 4 vers 26 tot 29. Daar staan, die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is, en hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. So hierdie stukkie sê vir ons dat daar konings is, leiers is wat in opstand teen God is. Ons het laas Sondag oor soortgelyke dinge gesels, dat daar goddeloses is wat in opstand teen God is. Hier hoor ons dat daar selfs leiers is wat in opstand teen God is, mense soos Herodes en Pontius Pilatus wat vir Jesus uitgelewer het. Natuurlik moes hulle hom ook uitlewer om gekruisig te word, maar het hom uitgelewer en gedink hulle doen die regte ding. En nou sê die apostels hier, en hulle praat hier die gelowiges, hulle sê, nou word ons so vervolg, ons is in die moeilikheid. Maar wat vra hulle? Hulle sê, Here, gee dat ons met vrymoedigheid, in spite van hierdie onderdrukking, hierdie vervolging, hierdie moeilike omstandighede, dat ons met vrymoedigheid die woord sal verkondig. En daardie middag sou hulle vir Reger, nadat hy die brief ontvang het, sal hom ondervra het. En dit is sê hulle, van die mees skrikwekkendste ervarings in die konsentrasiekamp. Jy's baie wreed behandel, hulle het probeer om inligting uit jou te kry. Hulle sou by hulle gehoor het of daar dan nog van die Christene is van die beleidende kerk, name te kry wat dan nou opstand sou wees teen Hitler en teen die nazi-regering. En as hulle daai Christene dan kry en hulle vang hulle, sal hulle sekerlik hulle vermoor het. En oomblikke voordat Reger ingaan, het 'n ander leraar wat hy nie geken het, die uitgekom, en hy het hom nie voorheen, as ek sê, geken nie en gesien nie, en hy kom uit, en sonder 'n uitdrukking op sy gesig, sonder om iets te toon, sit hy iets in Reger se baadjie sak in, en hy stap weg. En Reger het nou nie kans gehad om te kyk en te sien wat dit is nie, hy is sekondes later in en ondervra, en alles het eintlik besonders goed gegaan, sonder enige geweld.
Toe Reger terug is in sy barak, daar in sy kamertjie, en sy sak gesoek, en wat kry hy? 'n pakkie vuurhoutjies. En hy dog nogals, maar dis baie bedag van die persoon, want vuurhoutjies is nogals handig as jy nou vuur wil aansteek of iets wil doen, om warm te kry of jy kers wil aansteek, en dis eintlik skaars daarso in die konsentrasiekampe. En toe hy dit oopmaak, die boksie, toe sien hy maar, daar's nie vuurhoutjies in nie, maar daar's wel 'n klein netjiese opgevoude papiertjie in. En Reger het die papiertjie oopgevou, en die volgende verwysing, luister baie mooi wat kry hy daar binne ingeskryf, die volgende verwysing, Handelinge 4, vers 26 tot 29, dieselfde teksvers, verwysing wat sy vrou vir hom geskryf het, op die brief wat sy gestuur het. Dis wat Paulus sê, die Gees van God wat in ons werk, dieselfde Gees wat in die gelowiges gewerk het, Psalm 116, deur die eeue heen, werk deur Paulus hulle, deur die apostels, werk ook in julle. En hier sien ons dat dieselfde Gees wat in Reger se vrou gewerk het in hierdie leraar se lewe kom werk, en hy werk nog steeds in Reger se lewe, en Reger sê, hy het hierdie gesien as 'n wonderwerk van God, 'n direkte teken van God, dat God nog in sy lewe doelbewus betrokke is, en daar is en saam met hom is. En so is dit met my en jou ook. Ons vertel stories van hoop. Ons voel soms, al voel ons soms of ons twyfel, bring ons stories wat ons vertel, ons geloof, is dit stories van hoop, stories van wat vir mense moed inpraat. En daarom sê ons dat geloof word gepraat ook. En natuurlik kan sê ons geloof gee hoop. So geloof word gepraat en ons sê geloof gee hoop. Dit is deel van die stories wat ons vertel. Paulus vertel in vers 16 tot en met hoofstuk 5 vers 1. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie wêreld is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar net 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly vir ewig staan. So ons praat nie geloof net nie, maar ons bring hoop deur ons geloof. Deur te glo, gee ons vir ander mense ook hoop in hulle eie lewe en versterk ons hulle daarmee. Jy kan byvoorbeeld na 'n bak water kyk, en as jy na die bak water kyk wat stelselmatig verdamp het, kan jy een van twee gevolgtrekkings maak. Jy kan sê binnekort is al die water wat weg en bly net 'n leë bak oor, of die water verdamp wel, maar verander iewers te weer in water wat sigbaar gesien kan word. As jy mos nou 'n ketel aansit en jy kook hom, dan sien jy die stoom uitkom en dit verdamp en dit raak weg, maar as jy iets bo kan hy stoom hou, dan sien jy die kondensasie, jy sien hoe vorm dit weer water en dit drup weer af. So, as jy nie so 'n demonstrasie het en as jy nie weet nie, as jy dink maar dit verdwyn net alles, dis alles tot niet, dis verniet. Maar wanneer jy dit sien, dan besef jy dit gaan tog weer op en dit word weer water, dit kondenseer weer en dit kan weer terugkeer soos 'n reënwolk wat weer reën gee. En so is ons geloof ook stories van hoop, vertel dit ook van hoop. Paulus sê, ons oog is nie gefestig op die dam wat leeg word nie, of op die bak wat leeg word nie, op die watervlak wat nou sak nie. Hy sê, maar ons oog is gefestig op die reënwolke wat op die horison lê. En dan deur hierdie hoop getuig Paulus dan verder, sê hy, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe. Dan die derde ene sê ons geloof word geleef. Geloof moet ook geleef word. Dit help niks, jy praat dit net nie. En jy sê ek het hoop nie. Jy moet dit ook leef. Mense moet dit in jou leefwyse elke dag kan sien. En so sê Paulus ook in 2 Korintiërs 4 vers 1, hy sê God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waarvoor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. Met ander woorde, Paulus sê, kyk na ons leefwyse. Ons het 'n eerlike leefwyse, ons het 'n oop leefwyse. Daar's nie dinge wat ons wegsteek nie. Ons leef ons geloof uit.
Psalm 116 wat ons nou na verwys het, vers 13 tot 19 sê, hoor hoe staan daar met 'n drankoffer, sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van die hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here, van my geboorte af is ek u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van die hele volk. Herhaal dit weer. In die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem, prys die Here. Ons sien in hierdie Psalm ook dat die psalmskrywer sê, ek leef my geloof en ek is nie skaam om vir almal te wys dat ek my geloof uitleef nie en te getuig en te praat nie. Mag dit met my en jou ook so wees dat ons geloof sal praat, ons geloof hoop sal gee en dat ons geloof ook sal lewe, dat dit geleef sal word elke dag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan glo. Dankie dat u vir ons hierdie gawe van geloof gee. Daar's tye soos in Reger se lewe wat dinge vir ons onderste bo is. Ons vra, ons worstel, ons twyfel. Ons het laas Sondag ook daaroor gepraat. Dankie dat u op wonderbaarlike maniere kom ingryp. Dat u vir ons kom verseker van ons liefde, maar ons oë moet oop wees daarvoor. Reger kon daai vuurtjies weggegooi het. Hy kon gesê het, ek soek nie iemand se vuurtjies nie. Ek wil uit hierdie konsentrasiekamp uitkom. Maar hy het dit oopgemaak en hy het dit gelees en hy het gesien dat dieselfde versie wat sy vrou vir hom gestuur het, het hierdie persoon ook vir hom gegee en hy kon ervaar dat die onderhoude, die ondervraging goed gaan en dat die Here vir hom daar bygestaan het en sê ek is met jou, ek is saam met jou. En dat ons soos Paulus sê, ons fokus op die aardse dinge nie, want as ons moet dink, alles gaan rondom die aardse dinge, sal ons moedeloos raak. Maar dat ons kan fokus op die onsigbare, die ewige lewe, die wolk wat op die horison lê, dat dit vir ons ook sal aanmoedig om vorentoe te gaan en vorentoe te beweeg in die geloof en te besef dat om te glo is nie verniet nie en dat daar krag in geloof is en dat daar 'n hoop is wat nie kan vergaan nie. Ons loof en ons prys U daarvoor en ons gee aan U die lof en die eer tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan afsluit met lied 519. Voordat ek die seën uitspreek, maar net vir julle nou wat daar by die huis ook kyk en saam kyk, maar net weer herinner, onthou, jy kan maar SnapScan, EFT's, dankoffertjies wees so inbetaal ook vir die kerkkantoor is weer oop, as jy dit daar wil inbetaal, wees meer as welkom. Baie dankie weer ook vir daai ondersteuning en vir daai getrouheid wat dit ook aan betref. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, mag God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle baie goed wees, meer as wat julle ooit kan droom of kan dink, mag julle lewe in geloof praat en jou geloof getuig van die hoop wat jy het ook. Amen.